Ek is bly vir elkeen wat in die huis van die Here is. Pastor David, sy vrou bly, julle het vir ons kom kuier vanmôre, mag die goeie Here julle seën. Ook. Ja, net vir Jackie daar so gaan. Ek gaan nie vanmôre ras en skree en whatever gaan wees nie. Ek wil vanmôre met jou gesels uit die diepte van my hart. So afgelope tyd het die Here die gedagte op my hart gelê en ek het baie daaroor besin en daar's tye wat ek gevoel het ek wil weghardloop, ek wil liewer iets anders preek. Maar 'n depressede Salomo, na al sy rykdom, na al sy goed, is daai man se lewe besig om uitmekaar uit te val en ek dink was in 'n baie depressed toestand gewees toe hy Prediker geskryf het. Alles is te vergeefs. En ek dink daar kom 'n tyd in ons lewe wat ons ook sê, alles is te vergeefs. Ek het so hard getraai. Ek het my beste gegee en for some reason werk niks nie. Kom 'n tyd in ons lewe wat ek voel, alles is te vergeefs. Maar nou skryf hy in Prediker 3 en julle ken dit uit julle koppe uit. Alles het 'n bepaalde uur. Het jy geweet dat God ure bepaal? As daar 'n engel in die hemel is wat elke gedagte van my, elke oomblik opskryf, dan dink ek, het God die ability om tyd te bepaal. Seisoene te bepaal. Hy gaan 'n bietjie verder en dan sê hy, daar is 'n tyd om gebore te word en is hier waar die probleme begin. Alles het 'n bepaalde tyd. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. Nou tussen hierdie periode of hierdie geleentheid waar ek gebore word en waar ek gesterwe word, dit kan ek nie bepaal nie. Ek weet nie wanneer gaan ek gebore word nie en ek weet nie wanneer gaan ek sterwe nie. Maar vandat ek gebore is of vandat ek sens kry tot ek eendag moet sterwe, is my verantwoordelikheid. Hierdie verantwoordelikheid wat God my gee, is om voor te berei op die lewe hierna. En weet jy wat, kinders van die Here, dit wat ek vanmôre vir jou sê, ken julle uit julle kop uit. En tog wil die Here hê deur sy gees dat ek julle vanmôre moet remind, want as ek kyk hoe ons lewe en ek kyk hoe ek self lewe, dan lyk dit vir my of ons dink ons gaan vir nog 100 jaar op die aarde wees. Iemand sê gister in die gym, daar's 'n vrou wat daar oefen en dan die vrou wat vir ons werk, het haar kind verloor en sy wil net huis toe gaan. Sy wil net by die Here wees. En elke dag sê sy, kom Here Jesus, kom. En die vriendin saam met wie sy oefen sê vir haar, sy man sê vir haar, jy moet ophou met hierdie ding van Jesus kom. Hy gaan nog baie lank vat. Miskien is daar ander mense wat ook so dink. Daar's 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant en 'n tyd om uit te roei of te oes wat geplant is. En ek wil net by daai 2 versies bly vanmôre. Nadat ek gebore is en tot ek doodgaan, is God se tyd. Ons weet nie wanneer dit gaan wees nie. Maar die tyd wat God vir ons tussenin gegee het, is om te plant. Om te plant in my eie lewe, sodat wanneer Jesus kom, of wanneer ek sou sterwe, dat daar vir my 'n oes sou wees. Ek gee nie vanmôre om of jy sê, ek is nie 'n pastoor nie, en ek is nie dit nie, en ek is nie ouderling nie, en ek is wat. Ek het vanmôre vir jou surprise. Elkeen van wat in hierdie plek sit, het 'n roeping op jou lewe.
Elkeen van u wat in hierdie plek is, het God 'n purpose gegee, sodat wanneer Jesus kom, jy verantwoording sal gee vir daai purpose wat jy moes volbring het. En ons praat baie hieroor. Dan moet ek my vanmôre self die vraag afvra, wat is my purpose? Weet julle hoeveel pastore lê op die ashoop? Weet jy hoeveel kinders van God lê op die ashoop van hierdie lewe? En nou vanmôre vir 'n oomblik moet ek stil word voor die Here en sê, Here, en ons het baie oor hierdie ding gepraat. Ek kan nooit eendag sê, Boet, jy het my nie gewaarsku nie. Ek moet vanmôre weer eens besin, en hierdie week moet jy besin, wat is dit wat God my in hierdie wêreld voorgebring het? Hier sit nie een glips hierson nie. God het 'n tyd bepaal wanneer jy en ek gebore was. God het dit bepaal, niemand anders nie. En God bepaal 'n tyd wanneer jy moet sterwe. En in between het u en ek werk om te doen. Jy sien, ek kan nie soos 'n boer sit, is nie 'n boer wat so sit nie, maar anyway, op die stoep sit en kyk na my lande en hoop daar gaan 'n oes wees nie. Die Here leer ons die saai en maai wet. Nou ek weet daar's baie mense wat nie in hierdie saai en maai wet glo nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, as jy nie in God se werk belê nie, you got a problem. Want jy moet na jou hart kyk, niemand anders nie. Dis nie die pastoor se werk om te kyk dat jy in die hemel kom nie. Ja, hy moet vir jou die woord preek en hy moet jou leer om jou hart en lewe vir Jesus te gee en al hierdie dinge. Ek praat nie van dit nie. Niemand kan jou forceer om te bid nie. Niemand kan jou forceer om die Bybel te lees nie. Niemand kan jou forceer om Sondag kerk toe te gaan nie. Dis jou ding. En jy sien, kind van die Here, terwyl ons hierdie lewe, is ek besig om in my oeslande te werk. En dan dink ek in my geestesoog, ek wonder hoe lyk my oesland? Is daar nie ook maar rotsagtige, en terwyl ek hierdie boodskap na betrag, toe dink ek by myself, daar gaan eintlik seker net 'n kwart wees, want die Here Jesus leer ons vir die saaier, daar's 4 tipe mense. Net 1/4 val op vrugbare grond. Maar weet jy wat? Ek het my werk gedoen. Dit is nou jou plig om te kyk wat jy met God se woord gaan doen. Die Heilige Gees herinner my vanmôre, soos die tafel van die Here ons vanmôre herinner aan die dood en die lyding van Christus, herinner die Gees van die Here my vanmôre, hoe lyk my saailand? Wanneer ek vanmôre sou omdraai en terugkyk, hoe lyk my saailand? Want ons as kinders van die Here is nie dom nie. Ons weet 2 Korintiërs sê vir ons, daar kom 'n bema oordeel, waar jy en ek moet rekenskap gee van wat in hy saailand aangegaan het. Hoe onverskillig is ons as kinders van God nie partykeer om na te laat om saad in die grond te sit nie. Ek weet, jy sê vir my, Boeta, ons gaan nie hemel toe oor werke nie. Ons is nie gered uit werke nie. Ek weet, ons is gered uit genade. Maar die werke gaan vir jou loon gee. Ek vat te lank. Vers 9 sê, ek gaan nie oor die ander praat nie. Vers 9 sê, watter voordeel het hy wat werk, dat hy hom daardeur sou vermoei? Het jy al 'n moeg boer gesien? Hy sit op die stoep en hy wag dat die reën kom. Julle ouens lyk om te boer. En as jy op die stoep moet sit en wag om pampoene te plant. Weet julle waaraan is ons spesialiste in verskonings? Ek wag dat die reën kom. Ek was vanoggend by die koöperasie, toe, en so het ons almal verskoningkies vir hoekom ek nie sekere dinge in hierdie lewe doen nie.
Ek wil baie dinge sê, maar ek het julle klaar kwaad gemaak. Ek wil nou nie hê julle moet my nou heeltemal verpes nie. Ek sal like om 'n paar goed te sê, maar gaan dit nie sê nie. Dis jou verantwoordelikheid, nie myne nie, om Sondag in die kerk te wees. Dan is dit vol, dan is dit leeg. Dan is dit leeg, dan is dit vol, en so hel ons aan. Wanneer gaan ons op die punt kom dat ons die Here, want die Bybel sê in Johannes 4, hy sê daar is 'n tyd en dit is nou dat God ware aanbidders sal soek. Kind van die Here, daar's 'n rede hoekom Here Jesus hierdie goed laat opskryf het. Daar's 'n tyd, daar's 'n seisoen. Ek wil hê jy moet dink aan die seisoene in jou lewe toe jy die Here gedien het met alles wat jy gehad het. Onthou julle baie lank terug, toe ek my hart en lewe vir Jesus gegee het, was dit 'n seisoen waar ek vir die Here gewerk het. Jy kon my nie stil kry nie, hy's ons renier, waar is hy? Maar somehow, for some reason, het hy seisoen verbygegaan. Ons is nie meer so vol vuur soos daai tyd nie. Watter voordele het hy wat werk, deurdat hy ons sou vermoei? Het julle agtergekom, baie keer is gebed vermoeiend? Is dit net ek? Nou roer daar nie 'n oog nie. Baie keer is gebed vir my vermoeiend, want ek is moeg. En ek is opgestres, en ek het seer, en whatever my rede is, kan gebed baie keer vir my vermoeiend raak. Dit kan baie keer vir my vermoeiend wees, om net te konsentreer wat ek lees uit God se woord. Dit kan vir my vermoeiend raak, om sekere dinge in my lewe te doen. Maar watter voordeel het dit, as ek vermoeid en belas is, en ek vat God se woord, en ek soek die heerlikheid van God daarin, dan is dit vir my vermoeiend, maar wanneer ek dieper en dieper delf, en daai water van die lewe begin opstoot, en ek die verkwikking van my siel ervaar. Wat is daai vermoeienis vir my, watter voordeel het dit vir my? Watter voordeel het dit vir my? Ek dink jare terug toe ons tentdienste gehad het, om daai tente heen en weer te ry, en stoele aan te ry, en mense aan te ry, was 'n vermoeiende job gewees. Maar wat was die voordeel daarin? Daar was mense gered gewees. Hoekom sou jy jou vermoei het, om met mense te deel, en te werk, die vermoeienis? Wat is die voordeel? Een siel in die koninkryk van God. Ek wil jou vanmôre vra, dis die tema van my boodskap, ek gaan probeer vandag maak. Dis tyd om te pak. Aan die ander woorde, as ek klaar gepak is, en ons gaan op vakansie, dan is ek gereed om te vertrek. Ek wil jou vanmôre vra, kind van God, en is net 'n sinoniem. Is jou kuiste gepak? Is jy gereed om te waai? En jy moet dit vanmôre self vir die Here antwoord. En as jy nie wil nie, is fyn. Maar moenie eendag kom en sê, Boet, jy het my nie gesê nie, ek hou aan en ek hou aan met hierdie goed, want dit is vir my belangrik. Ek hou mense dop, ek kyk hoe mense lewe, ek kyk hoe ek self lewe, en dan sien ek baie keer is ons waaghalsig, ons luister nie. Het julle geweet, een van die grootste foute wat ons as kinders van die Here doen, ons luister nie. Ons luister nie na God se woord nie. Ons luister nie na die stem van God se gees nie. Jy sê, hoe weet jy dit? I don't see any changes. Ek is versigtig vir elke woord wat ek vanmôre sê, want dit word opgeteken in God se hemel. Maar weet jy wat? Jy moet versigtig wees wat jy vanmôre met hierdie woord doen.
U ken my, kind van die Here. Ek is nie hier om jou te pamperlang en jou te pat en sê wel dan nie. Ek kan dit nie doen nie. Ja, daar sta jy wat ek jou op die skouer pat en sê wel dan. Maar ek is nie hier om jou in jou gehoor te streel sodat jy my moet like nie. Ek gee nie om of jy my haat nie. Maar ek moet vanaand, wanneer ek my knie voor God buig, moet ek sê, so die Here gesê. Ek kan nie vanmôre bekostig om op jou op 'n dwaalspoor te stuur nie. Ek kry gister 'n WhatsApp van iemand wat raai slim raak uit Openbaring, wat wil voorgee dat ons op die punt staan van Openbaring 17 en 18. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy moet versigtig wees wat jy op YouTube kyk. Daar is so 'n klomp die mekaar goed, nee, dat hulle weet nie of hulle voor of agter is nie. En as jy nie kennis het nie, gaan jy laat hierdie goed jou vang. Die fout wat ons maak, ons stuur dit aan, want ons ken nie die verskil nie. Dan word ek net so medepligtige soos die ou wat niks weet nie. Pas op wat julle aanstuur, pas op wat julle na kyk. Ons lewe in 'n eeu met hierdie tegnologie van ons, daar is soveel gemors. Een van die groot ouens wat ek van nou is Jonathan Cahn. En gister raak hy so 'n klomp nonsens kwyt, en toe hoor ek by Billy die week, hulle met AI kopie hulle jou stem, en hulle kopie jou gesig. En dan sê daar ou iets asof jy dit gesê het, en die meantime is jy nie, ek kan nie dink dat Jonathan Cahn sulke gemors kwytraak nie. Maar ons moet die kennis hê om dit te onderskei, want as ek dit nie het nie, proclaim ek dit. En ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, dat jy moet gereed wees, want Jesus kom. Want alles wat ons doen en beleef, sê Salomo, het 'n seisoen. Ons laerskoolloopbaan, ons hoërskoolloopbaan, ons AMI-tye. In die lente wanneer die bome bot, sê ons dat die somer kom. In die herfstseisoen wanneer die bome se blare bruin word en afval, sê ons die winter kom. En so ken ons die seisoene uit en wat ons sien en wat ons ervaar. En nou wil ek vir jou iets lees. Matteus 24. Nou wil ek wil nou vir jou sê dat Matteus 24 is nie vir die kind van God nie. Matteus het Jesus met die Jode gepraat. Maar hoor wat sê hy. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê vir hom, vertel ons wanneer hierdie dinge sal wees. En wat is die teken van die koms en van die volëinding van hierdie wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand jou mislei nie. Want baie sal in my naam kom en sê, ek is die Christus, en hy sal baie mense verlei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind. Dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is die begin van die smarte. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. Die begin van die smarte, the birth pangs of Israel. Dit gaan oor Israel. Israel gaan nou in 'n tyd van geboortepyne. Wanneer Jesus kom, by die slag van Armageddon, gaan Israel gebore word as 'n nasie, want dan gaan Christus oor hulle sit in Jerusalem, gaan hy die koning wees, en hy gaan oor die wêreld regeer. Ons as kinders van God, wat kroning gekry het, gaan saam met Christus regeer. Alles het 'n bepaalde uur, alles wat nou gebeur. Het julle vir een oomblik gedink God is buite beheer met hierdie goed wat plaasvind? Nee. God het alles bepaal in die tyd. Alles. En hierdie ding moet gebeur, dan sê die Here Jesus vir ons, moenie verskrik word nie, want julle verlossing is naby. Voordat, kom ek jou sê, en dit is maar my opinie, nie baie lank van nou af nie, dink ek moet daar 'n vredesverdrag kom, want almal wil nou vrede hê, want dis besig, die hele storie is besig om buite beheer te raak. En dan moet nou vrede kom. En die oomblik wat daai 10 Europese lande gaan vrede sluit, wanneer daar 'n vredesverdrag met Israel gesluit word, voor dit gebeur gaan Jesus kom.
Ek weet nie hoe lank dit gaan wees nie, ons kan nie probeer bespiegel hoe lank die tyd gaan wees nie, maar dis wat gaan gebeur. Daar was 'n seisoen in my lewe gewees, Bok, dat ek die Here flat out gedien het. Pastor, maar weet wat, as ek na my lewe kyk, dan sê ek, Boet Snyman, jy het lou geword. Dieselfde efforts wat ek destyds ingesit het, is vir my nou vermoeienis. Dit het moeite geword. Paulus maak 'n stelling, en julle ken hierdie goed, ek wil hierdie hele ding vanmôre, wil ek vir jou in 'n kokon insit, en ek wil jou huis toe stuur, en ek wil hê jy moet daaroor gaan dink. Dis om ek vir jou 'n papier gee. Paulus maak 'n stelling in Romeine 5 vers 12. Hy sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die sonde tot alle mense deurgedring. Ons is dus gebore met 'n probleem. Almal van ons, en dit is, dat ons is gebore met 'n Adamiese natuur. Met ander woorde, 'n sondaars natuur, en as daar nie iets aan gedoen word nie, gaan ons hel toe. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, as jy jou hart en lewe nog nie vir Jesus gegee het nie, you're going to hell. Ons is almal gebore met 'n sondaars natuur, 'n natuur wat neig na sonde. Die sonde bring die dood, geestelike dood. Dit praat van ons vervreemding van God, en dit bring skeiding tussen God en die mens. God het dit geweet en sy seun Jesus Christus aarde toe gestuur om die vloek van sonde te breek en aan die kruis daarvoor te sterf. Johannes kom nou en sê, almal wat hom aangeneem het, en hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, van hulle wat in sy naam glo. Met ander woorde, daar kom 'n seisoen en 'n tyd in my lewe waar ek besluit om Christus aan te neem as my persoonlike saligmaker. As jy jou hart en lewe nog nie vir Jesus gee, die jong mens, is dit die seisoen om jou hart en jou lewe vir Jesus te gee. 1 Korintiërs 15:22 sê, want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Efesiërs 2 vers 1 sê, julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade. Dan breek daar 'n seisoen in my lewe aan, waar ek as kind van God my lewe en myself voorberei vir die ewige lewe. Jy sien, nadat jy jou hart en lewe vir Jesus gegee het en nou 'n kind van God is, moet jy werk in jou oesland sodat jy enig loon kan ontvang. Jy sê, Boet, gaan ek hel toe? Of wanneer gaan ek hel toe? Jy gaan hemel toe omdat jy Christus aangeneem het, jou persoonlike saligmaker. Want jy is gered uit genade, nie uit werke nie. Maar die werke mag gee vir jou loon, volgens 2 Korintiërs 5. Salomo sê, 'n mens is bestem om eenmaal te sterf. Salomo het dit gesê, die Hebreërs skrywer sê, in Hebreërs 9:27, dis vir 'n mens bestem om eenmaal te sterf en daarna kom die oordeel. Paulus skryf aan die Korintiërs en sê, ons is medewerkers van God. En dat ons op die fondasie van Jesus Christus moet bou. Ek wil net vir jou een ding vra, kind van die Here. As Paulus sê, ons is medewerkers van God, wie bedoel hy? Die pastore? Ons is ons. Ons is medewerkers van God. En dan sê Paulus, dat ek het 'n fondasie gebou, Jesus Christus. Daar kan op geen ander fondasie, behalwe Christus, gebou word nie. En dan sê hy, dat daar sekere stene in ons lewe, wat ons gaan gebruik. Ons gaan goud gebruik, silwer en kosbare stene, en dan gaan daar tye wees wat ons met stoppels, gras en hooi gaan bou. Maar nou sê hy, jy moet oppas hoe jy op hierdie fondasie van Jesus Christus bou. Alles wat fake is in my lewe, neem mooi hoor wat ek vir jou sê, alles wat fake is in my lewe, is stoppels, gras en hooi. My onkunde is stoppels, gras en hooi. Daar is net een waarheid en dit is die woord van God. As jy buite die waarheid bou, bou jy met stoppels, gras en hooi.
Met ander woorde, so bou ons in ons oesland, is ons medewerkers van God, en ons bou met goud, silwer, kosbare stene, wanneer ons die waarheid verkondig. En naamlik julle met my like, vertel ek julle 'n klomp nonsens, sodat julle dink ek is alright, en dan bou ek met stoppels, gras en mooi. Maar nou waarsku die Bybel my, en dan sê hy vir my, dat my werk in my oesland, gaan deur vuur getoets word. En dit wat oorbly, die kosbare goud, silwer en kosbare stene, gaan die vuur weerstaan, en wanneer dit op die weegskale van God, die bema oordeel geplaas word, sal ek loon vir dit ontvang. Die gras, die stoppels en die hooi gaan verbrand. Ek wil jou vanmôre vra, kind van God, wees versigtig waarmee jy bou. Elke ding wat ek aan my lewe doen, nou ek het vir jou gesê, daar's 'n engel wat elke gedagte van my opskryf. Ons het dus 'n purpose op hierdie aarde. Wanneer ons na 1 Korintiërs 3 kyk, dan kyk ons na die roeping wat God op elkeen van ons se lewens geplaas het. God wil hê ons moet Christus Jesus verkondig. Dis die opdrag van Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, julle ken die ding uit julle kop uit. Dan moet ek vir 'n oomblik vir myself vra, wanneer laas het ek 'n siel na die Here toe gelei? Want dis silwer, goud en kosbare stene. Ons purpose op hierdie aarde is om siele vir die koninkryk te wen. Die Amplified sê, to everything there's a season and a time for every purpose under heaven. Ons purpose in hierdie season is om vir Christus te werk volgens Matteus 28:19. Vanmôre wil ek vir jou sê dat hierdie season byna verby is. Ons maak reg vir 'n nuwe season. Het jy vir 'n oomblik geimagine, net vir 'n oomblik geimagine, hoe moet dit wees as die wegrapping nou plaasvind nou? Nou, ek wonder of ons kan comprehend wat gaan gebeur. Dani, in 'n oomblik, in 'n oogwink, die Bybel sê dat ons wat in die lewe oorgebly het, die wat in die Here gesterf het, gaan kom, die Here gaan hulle opwek, en hulle gaan lewe, en ons wat in die lewe oorgebly het, gaan verander word. 1 Korintiërs 15 vers 51, kan julle dit gaan lees, 1 Tessalonisense 4, van vers 13 af kan julle gaan lees. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik, en ek wil hê jy moet in hierdie week na hierdie ding kyk, ek wil hê jy moet begin prepare, wat gaan met jou gebeur as Jesus nou kom? Ons sê almal ons wil hemel toe gaan, ons wil hemel toe gaan. Maar wat is die konsekwensies? Vir hierdie volgende season is daar 'n paar dinge wat ek nodig het om my purpose te vervul. Ek moet eerstens gered wees, en tweedens moet ek 'n oes hê. En ek moet olie in my lamp hê. Met ander woorde, my purpose op aarde moes vervul gewees het. Terwyl Jesus voorberei het vir die kruisiging, want sy season op aarde was verby, praat hy met die Vader en sê, ek het u verheerlik op die aarde. En nou wil ek dieselfde woorde vir myself vra, het ek God verheerlik, Boet Snyman, het ek God verheerlik op hierdie aarde? Die werk wat u vir my gegee het om te doen, het ek dit gedoen? Of het ek somewhere along the line opgegee? En ek wil hê vanmôre dat jy moet dink, dat die woord van God wil jou vanmôre judge en jy laat voel jy's 'n mislukking nie. Ons word vanmôre geremind om sekere dinge in my lewe reg te kry. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring, en nou Vader, verheerlik my. As ons kyk wat in die wêreld aan die gang is, herken ons die season. Die anti-kris is byna gereed om sy verskyning te maak. En ons weet wat dit beteken. Ons moet gereed maak, want 'n ander seisoen gaan aanbreek in ons lewe. Jesus gaan ons kom haal en ons gaan hemel toe. En terwyl die hel gaan losbars op hierdie aarde. Die vraag is ek gereed? Is my tas gepak? Die tyd
het aangebreek. Watter voordeel het hy wat werk, dat ek my daarmee sou vermoei? Die voordeel dat jy nou van 'n kind van God is dat jy 'n mede-erfgenaam is van Christus Jesus, dat jy aan die koninkryk van God behoort, en dat jy in die hemel gaan woon. Jy kan na Johannes 14 gaan lees. Die voordeel is, ek gaan hemel toe vir ewig, die hemel gaan my woning word, en my loon is 'n kroon, en ek gaan 'n koning word. Lees Openbaring 5:9. Die tyd is verby, hierdie seisoen is op sy einde. Jesus kom in 'n oogwink, in 'n oomblik, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Ek hoor iemand het gesê, ek dink is van die Jode, in April maand, somewhere, word die laaste bassein geblaas. Ek sê nie, dit gaan nie wegraping wees nie. Al wat ek weet, wanneer ek na die tekens van die tyd, as die vyeboom bot, dan weet ek dat die somer naby is. As ek Matteus 24 lees, het niks met die kind van God uit te waai nie, maar wanneer dit gebeur, dan weet ek moet gereed wees, want Tessalonisense sê vir my dit, en Paulus sê, ek deel julle verborgenheid mee, ons gaan almal hemel toe, kinders van God. Mag die goeie Here jou seën, ons gaan sit aan die tafel van die Here,